Laasweek, die van julle wat laasweek hier was, ek het op 'n stadium in my preek gesê, dat een van die groot issues, dink ek, wat ons as mense hier sit, is dat ons wil nie hulp vra nie. So eerder op ons eie, in ons eie huis sit, en suffer, en swaar kry, en blykbaar volgens my vrou, ek was nie daar nie, het ek bietjie hard gepraat, sê sy. Ek het gesê, dis die grootste nonsens wat daar is dat ons te bang is om hulp te vra. En ek dink die probleem is dat ons is so gewoond daaraan om te help. Ons is baie goed daarmee, op 'n manier soms. Ons is goed daarmee om uit te reik na ander toe, ons is goed daarmee om ander uit te help as hulle swaar kry. En ek dink die probleem is dat wanneer ons ander help, dan is dit baie maklik om hulle so op 'n afstand te hou. As jy deur my gehelp moet word, dan kan ek vir jou 'n geldjie gee, of ek kan vir jou 'n broodjie gee, of ek kan vir jou bid, of wat ook al, en jy bly amper eintlik daar ver. Maar as ek die een is wat hulp nodig het, as ek gehelp moet word, dan kom mense, die wat my help, in my spasie. Dan kom hulle eintlik op 'n plek waar ek nie gemaklik mee is. Die ding is, ons moet help. Natuurlik, daar's niks fout daarmee om te help. Daar's niks fout daarmee, inteendeel, die Bybel sê weer en weer, reik uit, help, doen goed aan ander, wees goed vir ander. Ons mag nie wegskram daarvan om te help. Maar ek dink die probleem is dat dit is soms net te maklik. Dit is te maklik amper om te help. Want dit gebeur daar. Dit gebeur nie hier. Die Bybel sê, en ons gaan nou ons daai teks nou lees in Johannes 4, ons moet nou weer verder lees, dat ons mense moet lief hê, né? Ons almal weet, ons moet mense lief hê. Maar om te help is net een vorm van liefde. Om te help is op 'n manier hulle daar lief hê. Ons is nou besig met die boek van Barbara Brand-Tyler, né? Sy skryf daar aanhalings. Sy sê, the hardest spiritual work in the world, is to love the neighbor as yourself. So om jou naaste lief te hê soos jouself is die moeilikste geestelike werk. Maar dan gaan sy verder en sê sy, to encounter another human being, not as someone you can use, or change, or fix, or help, or save, or convince, or control, but simply as someone who can spring you, en hier soos die catch dit van hierdie ding, but simply as someone who can free you from the prison of yourself. Hoor daai, né? Dit is baie maklik om iemand lief te hê, as iemand wie ek kan gebruik, of wat ek kan regmaak, of wat ek kan beheer, of as ek kan kontroleer, dit is sin gemaak, beheer. Maar het is baie moeilik om iemand lief te hê, net eenvoudig vir wie hulle is, en miskien verder as dit, omdat hulle my vrymaak van die tronk waarin ek baie keer myself sit. Dan het ek ook dat hierdie is die moeilike ding. Om iemand lief te hê, net vir wie hy is. Iemand te ontmoet daar waar hy is, sonder om enigiets van hom te verwag. Net vir wie hy is. Sy gaan verder en sê sy, encountering others, is die laaste stukkie Engels van vandag, ek beloof, is about encountering people because they are a gift to us. Hoor nou daar. So om iemand lief te hê, net soos wat hulle is, omdat hulle 'n geskenk is vir ons. Net soos wat hulle is, net wie hulle is, wie God hulle gemaak het om te wees. En ek dink hierdie ding is verskriklik moeilik. Dit is baie maklik om te praat, wees lief vir mense. Dit is baie maklik om lief te hê op 'n oppervlakkige manier. Dit is baie maklik om lief te hê daar ver, eintlik of net in beginsel, maar die oomblik wat iemand hier in my eie lewe inkom,
hier in my spasie inkom, dan raak dit taaf. Ek het 'n kollega gehad, eintlik 'n kollega, wat was Wollie, Dominee Wollie daar in Bloemfontein van my, is my ouers uit so. Moeilik om as 'n kollega te praat, maar hy het 'n manier gehad, hy het by jou kom staan en praat, en dan praat hy so 2 sinne, en dan gee hy 'n tree nader. Nee. Dit is ongelooflik hoe ongemaklik dit is, die oomblik wat hy, by my natuurlike reaksie is om dan weer dadelik 'n tree terug te gee, en dan nader en dan loop ons gewees, ek weet nie waar hy moes gaan nie, as ons agteruit loop die hele tyd. Maar hy is in my spasie. Hy het 'n manier gehad om dit te doen, om doelbewus in iemand se spasie in te klim. En ek dink die probleem hoekom dit vir ons so moeilik is, hierdie geskenk ook, is dat ons baie keer oortuig is waarvan ek is die geskenk. Nie die persoon wat ek ontmoet nie, nie die ander persoon wat voor my staan nie, ek. Ek is die een wat iets bring, ek is die een wat kan help, ek is die een wat kan 'n verskil maak, ek is die een wat eintlik vir hierdie persoon 'n geskenk of 'n gawe is. Hierdie ander persoon, wie ook dit is, partykeer my eie kinders, partykeer my vrou of man, partykeer die petroljoggie of die kassiere, is die ontvanger van my geskenke. Van my vergewiging, van my charity. Terwyl ek eintlik baie keer dit kans om te ontvang mis. Kom ons lees dit gou hierdie stuk in 1 Johannes 4. Hierdie is nou die 2020 vertaling. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God. En elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Wie nie lief het nie, het God nie leer ken nie, want God is liefde. Hier is die liefde van God aan ons geopenbaar, dat God sy unieke seun na die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan leef. Hierin bestaan die liefde. Nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het. En sy seun gestuur het as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, hoor gou gedaan. As God ons so lief gehad het, behoort ons mekaar, of ook ons mekaar lief hê. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons tot vervulling gekom. Ons gaan net daai stukkie lees. Net die video weer. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons tot vervulling gekom. Ander vertaling sê, niemand het God ooit aanskou nie, maar as ons mekaar lief het, word God sigbaar in ons. Ek dink dit is een van die redes hoekom hierdie ding van liefhet so moeilik is, né? Is ek dink baie keer, maar ek is God vir jou. Ek is die een wat vergeet dat jy ook op 'n manier God vir my is. Dat jy met jou probleme en jou issues, jy met jou geskiedenis en jou agtergrond ook iets van God vir my is, want ook jy is beeld van God. Een van die beste stukkies advies wat ek ooit gekry het, wat regtig nogals my lewe verander het, was amper 25 jaar terug. Dis sit ons in 'n restaurant en 'n pel die waitress kom en die waitress vra wat ons bestel, soos wat se mense nou maar doen in 'n restaurant, en sy gaan weg. En die vriend van my sê vir my, wat was haar naam? Wat was hierdie waitress se naam? En ek het nie geweet. Nie gekyk. Dis my opvallend, het er agtergekom, die ouens met die naamkaartjies op, die petroljoggies, die waitresses, die kassiere by die Pick n Pay, hulle wie se name daar op hulle bors staan, dis hulle wie se name ons nie ken. Dis hulle wie se name ons nie saak of oor worry om te lees wie dit is. Sy advies aan my was, sorg altyd dat jy weet wat iemand se naam is. Die oomblik wat jy iemand se naam ken, kom jy in hulle spasie in, kom hulle in jou spasie in. Weet, sê jy iets van, jy maak saak. Jy, al is jy net 'n petroljoggie, al is jy net 'n waitress en jy bring vir my koue kos of wat ook al. Jy maak saak. Jy het 'n naam. Die oomblik wat ek iemand se naam ken, is my waiter of my petroljoggie of die kassiere nie meer net 'n naamlose gesig wat iets vir my moet doen. Wat iets by wie ek iets kan kry. Skielik word hulle iemand met 'n naam. Iemand met 'n storie.
Skielik is hierdie persoon iemand se ma of pa, of is er iemand met 'n ma of 'n pa. Dis nie baie maklik nie, want dis die tweede ding wat moeilik is hiervan, is God sê, en dit staan nie noodwendig in hierdie teks nie, maar ons moet almal lief hê. Nee, ons is baie goed daarmee om, en dit loop al vir 2000 jaar in die kerk, ek moet my naaste lief hê, okay, maar wie is my naaste? Sekerlik is dit nie daai ou, daai my naaste is nog nou net hierdie vir wie ek lief is, hierdie wat dieselfde dink as ek, hierdie wat in dieselfde kerk is as ek, hierdie wat by dieselfde golfklub speel of by dieselfde rolbalklub is, hierdie is my naaste, hulle wat ek in elk geval van hou. Dit is my naaste. Wat die Bybel sê, ons moet lief wees vir almal. En ek dink daar maak dit amper onmoontlik. Dis 'n ongelooflike, radikale, teen die kultuur in ding wat God hier van ons verwag. Om te sê, wees lief, verwag om die gesig van God te sien in hulle wat anderster is as jy. Want ook hulle is beeld van God. In Jesus' tyd is hierdie idee 'n absoluut radikale idee. Ek dink dis een van die groot redes hoekom hulle op die einde van die dag doodgemaak het. Dis een van die groot redes hoekom hulle nie van Jesus gehou het. Vir hierdie ouens in Jesus' tyd, vir die Jode, vir die Fariseërs, die Sadduseërs, die skrifgeleerdes, was dit vreeslik belangrik om vaste reëls te hê. Wie's in, wie's uit. Jy is nie 'n Jood nie, so ek hoef nie vir jou lief te wees nie. Jy is 'n Samaritaan, so ek hoef nie van jou te hou nie. Ek kan jou eintlik maar wegjaag. Jy is 'n heiden, so ek hoef niks tyd saam met jou te spandeer nie. Inteendeel, dit ontheilig my, ontrein my as ek tyd saam met jou spandeer. En nou kom God in die vorm van sy seun en hy sê, ek gaan saam met hierdie mense eet. Ek gaan by hierdie mense aan tafel gaan sit. Ek gaan aan hierdie mense raak, hierdie mense wat volgens julle uit is, nie inpas nie. Hierdie idee dat God nie net ander sou aanvaar nie, maar hy eintlik sou lief hê. En hulle op 'n manier ook hierdie vreemdelinge, hierdie verwerktes, dat hulle op 'n manier selfs 'n spesiale plek in die hemel sou kry. Was nie aanvaarbaar vir die mense van sy tyd. Sy tyd. Dis ook nie aanvaarbaar vir die mense van ons tyd. Ons is nog steeds net so. Jy's anderster as ek, jy dink anderster as ek, jy glo anderster as ek, jou wêreldbeskouing is anderster as myne, en daarom hoef ek jou eintlik nie lief te hê. Daarom kan ek wegtree van jou en jou los daarom jou eie hoef eintlik nie eers jou naam te ken. En in ons wêreld is politici en op die internet allerlei bloggers en selfs ons bure is goed daarmee om hierdie net erger en erger en erger te maak. Om op allerlei vlakke ons verder en verder uit mekaar uit te stoot. En daarom word ons ek kan nie nou enige van julle vinger wys of ek niemand van julle se Facebook status het gesien in die laaste tyd nie, maar dit is moontlik. Ons word so goed daarmee om iewers op sosiale media of iewers in ons WhatsApp grappies die ander net nog meer en meer af te breek, om hulle menslikheid van hulle al weg te vat. Ons doen dit nie eens 'n persoon altyd nie, ons doen dit soos ek sê op WhatsApp of op die internet. Maar dit werk. Want dis die ritme, dis uit ritme uit met hoe God hierdie wêreld geskep het. God het hierdie wêreld so geskep met die idee dat ons moet lief wees. Vir almal. N.T. Wright, ek het vir jou, jammer toe gesê, dit is die laaste Engels. N.T. Wright sê, justice means bringing the world back into balance. Geregtigheid is om weer die wêreld in balans te bring. Die Bybel praat van God as 'n God wat liefhet en wat as skepper God die wêreld regeer en die wêreld in balans bring. Jesus sê, as jy my liefhet, as jy God liefhet, dan moet jy almal liefhet. Anders dan is jou liefde nie regtig
waar nie, en hou jou liefde in die wêreld uit balans uit. Ons is op hierdie pad, en ek het gesê dat ons van so 'n bietjie praktiese goeders doen. Ons het nou vir mekaar gesê al hierdie jaar, 'n paar praktiese goeders om God te ontdek, is gaan staan stil, word rustig, sien God raak. Ons het vir mekaar gesê dat baie keer om God raak te sien, moet ons afdraai soos Moses van ons pad af om God te kan raak sien. 1 Johannes 4 sê vir ons dat soms moet ons net regtig weer iemand raak sien. Iemand se naam vra, net weer weet dat hierdie persoon iemand is vir wie God lief is. En dan sien ek in hom God se beeld. Baie keer is dit nodig vir my as ek God wil sien, is dit nodig dat ek regtig diep in die oë van iemand anders sal kyk. Ek dink prakties is daar 3 maniere hoe ons hierdie goed kan doen. Die een is, hierdie goed is ook nie maklik goed nie, maar die eerste een is om vreemdelinge te ontmoet. Om so nou en dan op plekke te kom waar ek praat met vreemdelinge. As ek altyd net in dieselfde plekke kom en altyd net met dieselfde mense praat en altyd net in dieselfde kontekste beweeg, dan ontmoet ek nooit enigiemand vreemd. Nuwe mense. Okay. Ons doen dan almal dit redelik nou en dan. Ons ontmoet nou en dan nuwe vreemde mense. Maar om uit ons pad uit te gaan. Die tweede ding is om te sorg dat ons mense ontmoet wat totaal en al anderster as ons is. So nou praat ek nie van vreemdelinge nie. Nou praat ek van mense wat anderster dink oor die wêreld, wat anderster woorde gebruik, wat radikaal ander ervarings van die lewe het as ons. Maar die geheim is om dan te shut up en te luister. Want wat ons baie keer doen is, ons ontmoet mense wat anderster as ons is. Dan kom mense wat anderster dink en anderster glo as ek op my pad. En my eerste reaksie is, ek gaan so baie praat, dat hierdie ou nie eens kans kry om te praat nie. Dit gaan nie saak maak wat hy dink of glo of doen nie, want ek is die een wat gaan praat. Sy ervaring maak eintlik vir my soveel saak. Die derde ene, wat ek dink die moeilikste is, ek gee vir julle 'n trappe van vergelyking van makliker na moeiliker. Die moeilikste een is om wanneer ek in daai situasie kom waar ek by 'n vreemdeling staan en gesels, of waar ek by iemand kom wat anderster as ek glo of dink, om my oordeel bietjie neer te sit. Om my oordeel net vir 'n oomblik weg te berg. Nou daarmee sê ek nie ons moet net alles aanvaar nie. Ek sê nie ons moet net okay wees met alle gedrag in hierdie wêreld nie. Ons kom natuurlik in ons lewens by mense wat ons sê, maar wat jy nou doen en hoe jy nou is, kan en mag ek nie aanvaar nie. Ek gaan hiervan al weg beweeg. Maar ons ook mense wat eintlik niks fout doen. Wat net anders te dink en anders te glo en anders te leef as ek. Dit ook maar net hulle beste doen in hierdie wêreld. En selfs vir hulle is ons reaksie tyd, ek gaan weg. Ek gaan nie my tyd met jou mors nie. Ek gaan nie tyd saam met jou spandeer. Ek dink, as ons Jesus se pad in die evangelies gaan lees, hy kom by Samaritaan, hy kom by belastingopgaarder, hy kom by vrou wat oorspel pleeg. Elke een van daai's leef en doen en dink anderster as Jesus. Elke een van daai's leef en dink en doen anderster as wat ons leef en dink en doen. En elke keer kom Jesus maklik gesê, luister, ek is die seun van God. Ek is God. Ek verwag heiligheid. Ek gaan weg. Ek gaan nie hier tyd spandeer nie. Ek gaan nie hier wees nie. Dis presies wat die Fariseërs en die Sadduseërs en die skrifgeleerdes van hom verwag het. Maar dis nie wat Jesus doen. Dis ongelooflik vir my in die evangelies, hoe hy wat die seun van God is, die oordeel los. Nie oordeel nie. Tyd spandeer. Daar is. En dan verander. Ja, ons kan nie dit uitlos nie.
Daar kom verandering deur sy liefde, nie deur sy oordeel. As ons regtig wil lief hê, as ons regtig hierdie woorde van 1 Johannes 4 wil leef, dan glo ek moet ons daai 3 goeders oefen. Om vreemdelinge te ontmoet, om so met mense te kuier of te praat, wat totaal anders as ons is, en om ons oordeel iewers neer te sit. Kom ons los die vreemdeling gou vir 'n oomblik net een kant. Wat van ons naastes? Wat van hulle wat ons regtig lief is? Ons mans, ons vrouens, ons kinders, ons familie. Ek dink dit is belangrik dat ons ook vir onsself sê dat ons baie keer skuldig daaraan dat wanneer ek by my kinders is of by my vrouens is, by my vrou is, nie vrouens is, nie, sorry. Dis dan is jy regtig daar. Ek is op my foon, of ek is besig met iets anders te. My aandag is op 'n ander plek. Ek gee nie my volle aandag aan hulle. Ons aandag word afgetrek deur ons werk, deur ander dinge, deur al die ander stemme in ons werk. En ek dink as ons, dit help nie ons fokus net op die vreemdeling nie. Dit help ook, of dis ook nodig dat ons vir hulle wat die naaste aan ons is, sê, hier is my volle aandag vir jou. Ek gee alles wat ek is vir jou, in hierdie oomblik. Maar wanneer ons al twee hierdie doen, vreemdeling en naaste, dan glo ek, is ons nie die een wat kom red nie, is ons nie die een wat kom geskenke uitdeel nie, is ons die een wat saam met hierdie ander persoon in God se teenwoordigheid ingetrek word. In God se plan vir myself en vir my lewe en ook vir hulle lewe ingetrek word. Dan ontdek ons iets van God se plan, nie net vir my nie, maar vir al God se kinders. Se lewens. Die oomblik wat ons onsself oopmaak, ontdek ons dat ons God is 'n God wat in hierdie wêreld leef, wat in alle mense wil werk en wat lief is vir almal. Nie net vir my nie net vir hulle wat lyk soos ek, of dink soos ek, of glo soos ek. Partykeer miskien juist ook vir hulle wat nie soos ek dink of glo of leef nie. Kom ons bid saam. Here Jesus Christus. Here, dankie dat U ons eerste lief gehad het en dat ons daarom ook kan gaan lief hê. Here, ek weet dis vir ons moeilik. Ek weet ons is nie goed daarmee nie. Ons is goed daarmee om in ons eie kringetjies te bly. Ons is goed daarmee om net in ons eie spasies te leef, om net te leef so